Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Vanoggend fokus ons op iets wat ek dink baie mense mee worstel. Waar vind ek ware geluk in die lewe? Kom ons doen net eers 'n kort gebed saam. Liewe Here, hierdie is so 'n groot en belangrike onderwerp. En ons kan nie hieroor gesels sonder die verligting van die Heilige Gees nie. Want daar is soveel wêreldse misleiding oor wat 'n mens alles gelukkig en vreugdevol kan maak. En ons weet die bose verblind ons en verlei ons en hou ons gevange met baie van hierdie sogenaamde geluksbronne. Daarom Here, is dit nou ons gebed dat U ons in hierdie oomblikke sal afsonder en ons gedagte wêreld gevange sal neem en U self die ware en diepste bron van lewensgeluk aan ons sal openbaar. Kom Here en spreek asseblief op 'n heldere en 'n duidelike wyse met elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing is Matteus 13 vers 44 tot vers 46. Twee baie kort gelykenisse van Jesus. Vers 44. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Die tweede gelykenis. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die parel. Broer en suster, tot sover die Here se woord. Gelukkig is elkeen wat die Here se woord hoor en in sy of haar hart bewaar. Nou broer en suster, vriende, ek wil graag vandag met julle praat oor waar 'n mens ware geluk in hierdie lewe kan vind. En ek glo julle sal met my saamstem, almal van ons wil tog gelukkig wees. Almal van ons begeer 'n lewe vol vreugde en geluk. Maar ongelukkig is daar baie mense op aarde wat nie regtig ware en blywende geluk ken nie. En die rede hiervoor is baie eenvoudig. Naamlik omdat hulle vreugde en geluk op verkeerde plekke gaan soek. En al hierdie sogenaamde bronne van geluk bring gewoonlik 'n vreugde mee wat of kortstondig van aard is of 'n valse vreugde is wat nie regtig ten volle kan bevredig nie. Nou vriende, nou is daar natuurlik 'n menigte wêreldse geluksbronne wat deur mense nagejaag word. Ek gaan dit nie bespreek vanoggend, ek noem net vir ons 'n paar van die vernaamstes. So byvoorbeeld is daar baie mense, oud en jonk, wat dink dat die lekker van die lewe in aardse rykdom en wêreldse genietinge te vind is. Dis immers hoe lewensvreugde, veral ook in die media, aan ons voorgehou word. En natuurlik is daar ook 'n heerlike vreugdekant aan talle wêreldse genietinge. Dink maar aan dinge soos 'n lekker partytjie of 'n lekker vakansie of sport of stokperdjies en allerlei ander genotvolle aktiwiteite. Alles dinge wat daarop ingestel is om mense se sinnelike behoeftes te bevredig. Maar, liewe vriende, al hierdie dinge, hoe lekker dit ook al vir ons mag wees, is alles op die ou einde
tog net forme van tydelike genot. Ek hoop julle kry vanoggend die boodskap, nie een van hierdie wêreldse genietinge en lewensvreugdes, waarvan ek nou maar net 'n paar genoem het, en ek is seker daarvan, julle sou elkeen ook nog 'n paar kon byvoeg. Nie een van hierdie bronne van geluk en vreugde bevredig, volledig en voldoende en volkome en ewigdurend nie. Daarom wil ek vandag vir julle aanraai, as jy regtig gelukkig wil wees, as jy regtig 'n kwaliteit lewe, vol van egte geluk en vreugde begeer, moet dit dan nie in aardse skatte en wêreldse genietinge soek nie, wêreldse plesiere soek nie, want nie een van hulle bevredig ten volle nie. 1 Johannes 2 vers 15 waarsku ons, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. En so bietjie verder vervolg hierdie selfde gedeelte, dat al hierdie wêreldse dinge verbygaande van aard is. So liewe vriende, waar kry ons dan die ware en blywende geluk? In ons teksgedeelte praat Jesus daarvan as 'n skat of 'n parel wat ons moet bekom. Die ware en die egte geluksbron wat ons moet najag, is hierdie skat of parel waarvan Jesus ons vertel en wat ons tydens ons aardse lewe moet ontdek. Dit, liewe vriende, is die enigste skat wat ware en volkome vreugde en ewigdurende vreugde kan verseker. In 2 kort gelykenisse leer die Here Jesus vir ons die wonderlike waarheid dat die grootste skat wat 'n sondaar mens in hierdie wêreld kan ontdek, is hoe om deel te word van die koninkryk van die hemel, hoe om 'n burger te kan word van die koninkryk van God. Want vriende, om burgerskap van die koninkryk van die hemel te verkry, oortref alles in waarde. Daar kan niks groter en belangriker en meer waardevol hier op aarde wees as om deel te word van die koninkryk van die hemel nie. Maar nou kan jy dalk wonder, wat presies beteken dit om burgerskap van die koninkryk van God te verkry? En hoe hou dit nou vir my ware geluk en vreugde in? Vriende, alle mense is tydens hulle aardse lewens soekers na ware geluk. En jy kom eers werklik tot ruste wanneer jy die Here gevind het. Daarom kon die groot ou kerkvader Augustinus by geleentheid tereg opmerk, my siel bly onrustig in my, totdat dit rus gevind het in God. Liewe vriende, beide die skat en die parel wat in hierdie 2 gelykenisse ontdek word, verteenwoordig die verlossing wat in Jesus gevind kan word. Dit, liewe vriende, is die mooiste en die waardevolste en die grootste skat wat 'n mens hier op aarde kan ontdek. En dit is ook die enigste manier waarop jy kan deel word van die koninkryk van die hemel. Dit is die skat en die mees waardevolle parel wat egte en blywende vreugde bring. 'n Egte en 'n innerlike vreugde wat niemand ooit weer van jou kan wegneem nie. Vriende, ek wil dit graag vir ons beklemtoon. Ten diepste is die skat of die parel wat God wil hê ons hier op aarde moet ontdek, die verlossing wat 'n mensekind alleen by die Here Jesus kry. Daardie verlossing wat die sonde van die wêreld wegneem, wat ook ons sonde wegneem en ons met God versoen, en wat vir ons die ware
en die ewige lewe gee. Daarom dat Jesus dan ook kon verklaar, ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Johannes 10 vers 10. Vriende, in ons teksgedeelte word hierdie skat ook as 'n parel van baie hoë waarde beskrywe. Daar's niks hier op aarde wat met hierdie skat of parel vergelyk kan word nie. Soos Paulus dit so treffend skryf in Filippense 3 vers 8. Om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Daarom, liewe vriende, moet ons in ons lewenstyd hier op aarde alles binne ons vermoë doen om hierdie skat na te spoor en te ontdek. Vir sommige is dit 'n heel onverwagse ontdekking, soos dit in die eerste gelykenis van Jesus vertel word van die werker wat op die lande gewerk het en heel onverwags op hierdie skat afgekom het. Ander mense ontdek dit weer op hul soektog na ware geluk, soos die man in die tweede gelykenis wat na 'n kosbare parel gesoek het en dan op hierdie mees waardevolle parel afgekom het. En so werk die Here maar verskillend met verskillende mense. Daar's ook baie voorbeelde in die Bybel opgeteken van hoe mense op verskillende maniere die Here en die verlossing in Jesus gevind het. Maar vriende, iets baie belangrik wat ons tog ook in beide van hierdie gelykenisse moet raak sien, is dat daar ook 'n prys is wat die ontdekker van die skat bereid moet wees om te betaal ten einde hierdie skat wat hy ontdek het in ontvangs te kan neem. Die verlossing in Christus is 'n verlossing uit genade, dit is absoluut verniet, maar tog is daar 'n keuse wat gemaak moet word ten einde hierdie kosbare skat in ontvangs te kan neem. Want vriende, terwyl die mens wat die skat ontdek het, nog so in verbasing aan hierdie skat wat aan hom geopenbaar is, om daaraan verwonder, moet hy tog ook 'n wilsbesluit neem. 'n Geloofstap neem, wat sy hele lewe gaan verander. Anders gestel, om die skat van die verlossing in Jesus jou eie te maak, moet 'n mens bereid wees om alle ander dinge tweede te stel. In beide gelykenisse verkoop die man alles wat hy het. Die Bybel sê dit, hy gaan en hy verkoop alles wat hy het, ten einde hierdie waardevolste van alle skatte te verkry. 'n Mens sou waarskynlik hier iets van die bekeringsproses kan raak sien. Die losmaking van die wêreld met al sy verleidinge en al sy genietinge. Want voortaan gaan daar 'n nuwe en 'n volkome bron van geluk en vreugde in daardie persoon se lewe wees. Niemand minder nie as die Here Jesus self. Vriende, dit laat 'n mens onwillekeurig dink aan die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het en toe baie selfvoldaan vir Jesus gevra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan antwoord Jesus hom, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. En dan vervolg Jesus en hy sê, kom dan terug. Gaan verkoop jy alles en deel die geld uit en kom dan terug en volg my. Lukas 18. Die ryk jongman het nie hiervoor kans gesien nie. Want sien vriende, die ryk jongman was te verknog aan sy aardse geluksbron. Sy aardse rykdom, sy geld was heel waarskynlik sy God. Vriende, die ontdekking van die skat stel vir my en jou voor 'n keuse, want die eise van die koninkryk is baie hoog. Ek kan nie twee Here dien nie. Ek kan nie God en Mammon dien nie.
Ek kan nie die skat wat vir my die hemelse koninkryk wil gee, vir myself neem, as ek nie ook bereid is om my los te maak van al my aardse skatte nie. En vriende, dan praat ons oor baie meer as oor geld en oor rykdom. Ons praat van alle dinge wat die Here se koningsheerskappy in my lewe bedreig. Daar mag niks wees wat ek hoër ag as die koninkryk van God, die eise van die koninkryk in my lewe nie. En na mate ek hierdie keuse uitoefen en alle ander dinge in my lewe tweede stel, of soos ons teksgedeelte dit gestel het in al twee gelykenisse, na mate ek dit gaan verkoop en 'n volgeling van Jesus word, sal my lewe 'n totaal nuwe betekenis kry. En sal ek ook 'n dieper innerlike vrede en vreugde, geluk ervaar. Dit is eers dan wat die oorvloedige lewe waarvan Jesus in Johannes 10 vers 10 gepraat het, eers regtig vir my betekenis kry. En vriende, dis ook eers dan wat 'n mensekind waarlik gelukkig sal wees, wanneer jy weet dat jy die mees waardevolle skat gevind het, dat jy die verlossing in Jesus gevind het, en dat jy nou oor hemelse burgerskap beskik. Liewe vriende, ek maak vir ons klaar, waar vind ek en jy ware en ewige geluk? Baie beslis nie by wêreldse genietinge en aardse rykdomme en noem maar op nie. Ons vind dit alleen by die aanvaarding en die volgelingskap van die Here Jesus Christus. In 'n ontmoeting met Jesus, in 'n persoonlike verhouding met Jesus, waarin ek hom en die eise van sy koninkryk, God se koninkryk, eerste stel. My liewe vriend, vriendin, het jy al die mees waardevolle van alle skatte ontdek en dit jou eie gemaak? Want eers dan kan jy praat van egte en ware en blywende geluk, ware lewe en ewige lewe, oorvloedige lewe. Ek pleit vanoggend by almal van julle wat dalk nog na geluk op soek is. Kom ons soek dit. En ons vind dit by Jesus. En dit kan net gebeur wanneer jy bereid is tot 'n besliste keuse vir Jesus. Die verlossing in Christus en ons deel word aan die koninkryk van die hemel is die grootste en waardevolste skat wat enige mens hier op aarde kan ontvang. Maar om hom in jou hart te ontvang, moet jy bereid wees om jou hart van alle ander skatte los te maak. Hoor dit vandag, dat geen aardse skat kan opweeg teen die rykdom wat God vir jou in Christus wil kom gee nie. Ek sluit vir ons met Paulus se woorde in Filippense 3 vers 7 en 8. Met die gebed dat ons elkeen wat luister, hierdie woorde van Paulus ook ons eie woorde, my woorde, sal maak. Hy skrywe, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Vriende, ek vertrou dat die Heilige Gees aan ons elkeen vanoggend die skat van die verlossing in Jesus en die hemelse koninkryk geopenbaar het. Mag ons
die regte keuse uitoefen, om ons van al die ander skatte los te maak, ten einde daardie waardevolste van alle skatte vir onsself deur die geloof aan te neem. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die genade voorreg om in hierdie lewe die ware geluk te kan ontdek en te kan ervaar, om burgers te kan word van die koninkryk van die hemel. En Here, ons wil vandag vir U sê dat ons daarom die skat van die verlossing en die ewige lewe in Jesus vir onsself kies. Sommige van ons glo ek by herhaling. Ander van ons dalk vandag vir die heel eerste maal. Here, help ons om al die wêreldse skatte eenkant te skuif, daarvan afstand te doen, dit te verkoop. Want ons soek daardie een parel van die verlossing in Jesus. Want dit is ten diepste alleen U, Here Jesus, wat ware geluksaligheid en 'n innerlike en 'n blywende vreugde en vrede vir ons kan gee. Here Jesus, deur die geloof, kies ons vandag opnuut vir U as ons saligmaker en ons verlosser. Want U het gekom sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Gee asseblief ook vir ons elkeen, Here, daardie heerlike sekerheid, gepaardgaande met hierdie wonderlike vreugde, dat ons kan weet dat ons deel het aan die koninkryk van die hemel. Amen. Liewe vriende, ons slotlied is 'n pragtige lied wat jy met vreugde kan saamsing as jy die Here in jou lewe het. He touched me. Die lied het sommer na jare weer vir my persoonlik ook nuwe betekenis gekry. Geniet dit en druk gerus die subscribe knoppie as jy dit nog nie gedoen het nie. En liewe vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou. Shackled by a heavy burden, 'neath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh,
touched me, and oh, the joy that floods my soul, 'cause something happened, and now I know he touched me and made me whole. Something happened, and now I know he touched me and